Dag sê en baie welkom by vandag se video-erediens. Ons is tans in die kerklike feesseisoen van Koninkrykstyd. So bedink en beleef ons die impak wat die nuwe werklikheid wat Jesus kom vestig het en waarvan ons elkeen deel is. Kom ons begin deur saam die Here te aanbid met die nadenke van die volgende lied. U liefdeslied vir my. U liefde kleur die blauw helder hemel. U goedheid reis die dagbreek oor die see. U almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van u skepings leer my meer. U glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg u spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat u dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, u liefdesbloed bevry. En van die kruis, hout koppie styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat u oor hom so glimlag? En wie is ek dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. Liewe geloofsvriende, ons elkeen is uniek geskep en daar is iets wat ek en jy dieselfde het en tog verskil dit, wat dan ons eie uniekheid wil kom beklemtoon. En dit is ons vingerafdrukke. Oral waar ons beweeg, laat ons vingerafdrukke agter met die boodskap, ek was hier. Want my vingerafdrukke bevestig my teenwoordigheid. Wanneer ek figuurlik na my vingerafdrukke verwys, dan dra dit die boodskap dat iets van my menswees, my karakter, my impak in 'n bepaalde situasie verteenwoordig word. Dit vertel 'n storie. So kan ons verwonder op watter maniere mense hulle vingerafdrukke agterlaat, wanneer ons na elke dag se gebeure kyk. Ons kan maar net die koerante en die tydskrifte oopmaak en die televisie aanskakel om ons te verkyk hoe iemand sy of haar vingerafdrukke agterlaat.
Die 2020 Olimpiese Spele in Tokio sal uitstaan vir Suid-Afrika met Tanya Skoenmaker en Bianca Buitendag se vingerafdruk getuienis. 'n Positiewe boodskap in die ondrukkende en swaar tyd in ons land. Tans is hierdie boodskappe maar skaars. Of kom ons wees reguit met mekaar, dat die positiewe vingerafdruk stories nie so nuuswaardig is nie. Dit is baie makliker om al die negatiewe stories van net die afgelope week te luis. Vingerafdrukke wat slegte gevolge vir ons inhou. Hoe kan die goeie nuus van ons Christelike geloof ons aanmoedig om in ons eie klein kringetjie vingerafdrukke na te laat wat opbouend is? Paulus gaan ons weer hierin begelei. Ons lees 'n kort stukkie uit die Efesiërsbrief, hoofstuk 4, en kom lees saam met my vanaf vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is, en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Tot sover. 'n Mens kan nou maklik die gevolgtrekking maak dat Paulus net 'n paar etiese gedragsreëls wil gee om die lewe in die samelewing op koers te bring. Dat alles weer na 'n lewe van vrede en rustigheid sal terugkeer. Dat hierdie voorskrifte ons dan kan help om iets moois te kan skep, solank as maar net ophou om so en so en so te doen, en eerder dit en dit en dit te kan doen, dan waarborg dit vir ons 'n positiewe omstandighede. Maar helaas, is dit nie wat Paulus se bedoeling is nie. Ons moet hierdie gedeelte verstaan binne sy konteks. Wanneer Paulus in die gedeelte positiewe vingerafdruk leefstyl vir Jesus volgelinge beklemtoon, dan doen hy dit vanuit 'n bepaalde oproep van julle moet onthou. Wat is dit wat ons moet onthou? Nou blaas 'n bietjie terug na Efesiërs 2 vanaf vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons gemaak om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kyk weer na vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit is wat ons moet onthou. Nou gaan hy verder, vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. En dan skets hy 'n prentjie van 'n lewe sonder Christus, wat hy dan noem die ou mens. Vers 13. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Hierdie beginsel van ou manier van lewe en die nuwe manier van lewe bespreek Paulus baie breedvoerig in hierdie brief. Jesus het deur sy kruis en opstanding 'n nuwe werklikheid kom vestig, en elkeen wat in hom glo, het hierdie nuwe manier van leef as erfenis ontvang. Wanneer ek dit opreg glo, neem ek 'n daadwerklike besluit om hierdie nuwe manier van lewe in te oefen
en dit uit te leef. Ek maak 'n doelbewuste keuse om teen die gedrag wat daarteen indruis te verwerp. So beskryf Paulus dit in die gedeelte wat ons geleese gedeelte voorafgaan. Vers 22 sê hy, houd dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die ou Afrikaanse vertaling het die gedagtes van dat ons die ou mens moet aflê, ons moet hom uittrek en dan die nuwe mens moet beklee, of kom ons sê dan moet ons die nuwe mens kom aantrek. Hoe lyk hierdie ou mens waarvan Paulus praat? En ook in ons tyd kom insluip om valse vingerafdrukke te laat. Vers 17 van hoofstuk 4 kom sê baie duidelik. Hulle gedagtes lei tot niks. Vers 18, hulle verstand is verduister, hulle is hardnekkig in hulle onkunde en heeltemal afgestomp geraak. En nou sê Paulus dat ons 'n motief het om anders te wees. Julle moet onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is die enigste en absolute rede waarom ek anders kan leef. Dit is die enigste beginsel om vingerafdrukke na te laat wat getuig dat ek aan hom behoort. Paulus sê ons in die skrifgedeelte dat die ou mens lieg. Die nuwe mens praat die waarheid. Hoekom? Want Jesus is die waarheid. Want Jesus het oor homself getuig daar in Johannes 14 vers 6 waar hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is juis ons manier van praat, hoe ons woorde en taal gebruik wat Jesus afdrukke laat. Die ou mens gebruik woorde wat skade aanrig. Die nuwe mens gebruik woorde wat goed en opbouend is. Want ons laat vaar elke vorm van kwaad soos bitterheid en woede, gramskap en skel. En ons besluit om goed te wees vir mekaar. Selfs om mekaar te vergewe. En die rede? Ons motief natuurlik. Omdat ons aan God behoort en hy ons geskep het om goed te doen. Dit is wat ons elke keer moet onthou. Paulus herinner ons, ja, die Heilige Gees moedig ons aan om elke oomblik van elke dag vanuit my hart te leef, vanuit my diepste wese, vanuit my nuwe identiteit in Christus Jesus. Liewe geloofsvriende, die wêreld het ons nodig. Daarom moet ons gees en gedagtes nuut leef, want ons is na die beeld van God geskep. Paulus plaas hierdie gedagte op ons hart, hoofstuk 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Die Griekse woord wat hy gebruik is die woord mimetes, 'n aangrypende metafoor wat ons kan vertaal as mimiek of nabootsing. Ons moet nabootsers van God wees en leef met selfopofferende liefde waarmee Christus ons liefgehad het. Ons is tog die geloofsfamilie wat gestuur word na die wêreld om God se liefde te saai. Ek gaan jou laat met die volgende vraag. Watter vingerafdrukke laat jy na? Ek wil graag 'n gebed van 'n onbekende persoon gebruik in aansluiting met vandag se woordbediening. Ek wil jou uitnooi om dit jou eie te maak. En dan in aansluiting daarna gebruik ons die slotlied as die oorgawe en verbintenis aan God se saak. Kom ons bid saam. Here, oral waar ek gaan, laat ek vingerafdrukke agter. Op die hande wat ek aanraak, op mure, borde, ruite, deurknoppe, boeke. Daar is geen wegkomkans nie. Help my Here om vandag, waar ek ook al gaan, hartafdrukke na te laat. Hartafdrukke van geregverdigheid en deernis, van begrip en liefde, van barmhartigheid en belangstelling. Hartafdrukke van hartlikheid en vriendelikheid, van opregte betrokkenheid en omgee.
Mag my hart vandag 'n ander hart aanraak en 'n afdruk laat van u liefde. Here, stuur my vandag uit om hartafdrukke op mense se lewens te laat. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly, vandag, môre en elke dag van my aardse lewe. Amen. Geniet die dag en mooi loop. Tot 'n volgende keer.